Goeienaand, liewe luisteraar. Ek vertrou dat u 'n goeie dag gehad het en dat u vanaand u dag afsluit met die Bybelstukkie wat ek nou aan u gaan voorhou. Ek titel my boodskapie, Wees sterk en volmoed. 2 Kronieke 32 vers 7. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië, of vanweë die heligste menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vreeslike arm, maar by ons is die Here ons God om ons te help om ons oorloë te voer. En die manskap het gesteun op die woorde van Jeskai, die koning van Juda. Daar is 'n vrees vir sekere mense in gesagsposisies in ons land. Maar ons moenie bang wees vir die heersers van ons land oor wat hulle beplan nie. Baie mense is beangs oor die toekoms van ons mooi land, maar dis nie waar ons fokus as kinders van die Here moet wees nie. Ons moet nooit op die arm van vlees steun vir redding en voorsiening nie. Ons moet glo in die Here ons God met ons hele hart. Ons moenie halfhartig wees in ons geloof nie, want by ons as kinders van die Here is die almagtige Here ons God en hy veg vir ons. Ons moet net op stilte alleen in hom vertrou. Ons moet sterk en volmoed wees vir die toekoms en ten alle tye op die Here ons God vertrou, want hy is die help wat vir ons verlossing sal skenk in tye van nood, soos ek al in hierdie week teenoor u getuig het. Ons moenie moed verloor oor die toekoms in ons land nie. Kom ons vertrou die Here, want vir hom sal geen ding onmoontlik wees as ek en u op hom alleen vertrou nie. Weereens wil ek sê wat die koning van Juda gesê, by hom die vyand. Mense vertrou baie keer op 'n vreeslike arm, maar by ons is die Here ons God en hy help ons. 2 Konings 6:14 sê die volgende: Die koning van Aram wil die profeet Elisa gevange laat neem, omdat die Here vir hom gewys het wat in die koning se binnekamer gebeur. Die planne wat hy teen Israel in die duisternis voer, word so aan die lig gebring. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom in die stad omsingel waar Elisa gebly het. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgang, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag, my Heer, hoe sal ons maak? Doen ons dit nie ook nie? Ag Here, wat gaan ek nou doen? Wat moet ek maak? Kyk hoe lyk my omstandighede. Maar Elisa antwoord en sê: Vrees nie. Dis wat die Here vanaand vir u wil sê. Geliefde kind van God, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by die vyand is. En Elisa het gebid en gesê: Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa en sy dienaar. Daarom kan ek ook vir u sê vanaand, wees sterk en volmoed, volk van God, want die wat by ons is en vir ons veg, is baie meer en kragtig om vir ons die oorwinning te behaal in enige stryd wat ons mag voer. Ons is alreeds meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons elke dag die krag en vermoë deur die Gees gee om 'n oorwinning te lewe. Jesus self sê vir ons: Moenie vrees nie, klein kindertjie. As hy wat vir die mossies sorg en vir die lelie van die veld, hoeveel te meer sal hy dan nie vir ons sorg nie. As jy jou vandag op moedverlore vlakte bevind het, skep moed. Staan op in die krag wat God jou verleen. Hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. God give us a sound mind, free from any fear. Here, help ons om vreesloos te lewe
en U te vertrou vir alles wat op ons pad mag kom, in Jesus naam. Amen.